vers 21 en hoofstuk 20 vers 18, al drie dieselfde boek uit. God se woord so oop voor ons. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here, Hemelse Vader, dankie vir die genade dat ons vandag hier by mekaar kan wees. As 'n familie wat saam kuier om die woord, saam leer van U, saam invat, uitvat, uitdra. Jy weet hoe nodig dit daar buitekant is. Hoeveel van die lande probeer die woord al hoe meer uitstoot en verban. En hoe mense juist daar meer en meer na U smag. In ander lande weet Here waar U woord vrylik beskikbaar is, om mense dit verdraai en vertrap en volgens hulle eie stories maak. Bid ek Here dat U vir ons sal lei, dat U vir ons die genade sal gee, die leiding van U Gees sal gee, dat elkeen van ons wat U woord uitdra, elkeen van ons wat dit lees, sal verstaan soos U dit wil hê, sal uitdra soos U dit wil hê. Ons gebed is vanoggend by hierdie wêreld, elke broer en suster van ons, dwars oor hierdie planeet, U ken elkeen van ons. Help en lei ons, Here, met wat op ons pad is, met wat ons nou mee worstel, of ook waarmee ons bly is. Dankie Here dat U vir Andries en Nico en Hans teruggebring het, waar hulle hierdie week lang ure gesit het, by die gereformeerde kerk, dat daar besluite geneem is, Here, en dat U ook daar by hulle was. Ons bid vir die wat nou nog op die laaste, nog by pad sal wees, dat U hulle sal veilig lei. Ons bid ook, Here, vir die week wat voor lê. Van meeste mense wat nou nog op vakansie is, Here, weer sal begin werk en die skole weer open. En waar ons weer sal sien in die begin van Januarie, waar die ou kleintjies heil moet gaan van die huis af skool toe. Wil U elkeen van ons by die hand hou, Here, elkeen van ons wat sukkel met 'n siekte, elkeen van ons wat sukkel met 'n verhouding, met 'n huwelik, met familie, met gesinne. Here, U weet almal van ons het maar probleme. Help ons, Here, dat ons dit voor U kan kom leer. Voor U voete kan kom neerlê. Gee ons die genade, Here, vir hierdie week wat voor lê. Wil U asseblief hierdie boodskap aan ons uitdra, soos dit U wil is. In Christus naam alleen. Amen. Die 3 verse, Spreuke 16, vers 3. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. En dan 19 vers 21. Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. En dan in vers 20, hoofstuk 20 vers 18. Planne wat op goeie raadsteen slaag. Vra raad voor jy oorlog maak. Dit dan is die woord van die Here. Almal van ons, of jy nou verlede Sondag jy uitgeloop het en besluit het jy gaan nou vandag weer hierna toe kom, en of jy in die week besluit het jy gaan kerk toe kom, moes planne maak daarvoor, moet beplan. Partykeer maak ons planne en ons doen dit soms so met die verbygaan sonder meer aan te dink. Maar die party van ons planne kos werklik harde werk en oor en oor en oor. Jy moes planne gaan maak het wanneer jy gaan opstaan. En as jy 'n paar mense in 'n huishouding is, besluit wie gaan waar in die badkamer sodat daar nou nie probleme is met die klaarmaak nie. Jy moet ook planne gemaak het oor wanneer jy sou ry, sodat jy dan betyds hier kan wees. So planne maak ons maar vir elke liewe dag. En ek weet nie van julle nie, maar ek hou daarvan om te beplan. Ek hou daarvan om planne te maak.
Want dit laat my dan so 'n bietjie van die tyd voel, of ek kan weet wat ek doen. Of ek weet dan partykeer wat ek moet doen, of wanneer ek dit moet doen. En sodoende is daar ook dan 'n mate van kontrole in my lewe met hierdie planne wat ek so maak. Byvoorbeeld, as jy nie van spitsverkeer hou nie en jy kan enigiets help, kan jy 'n bietjie vroeër of later ry om al hierdie malligheid vry te spring. Of miskien, ek weet jy kan nie die weer beplan nie, maar as jy die weervoorspellings gereeld dop of hierdie apps op jou foon, kan jy dan weet of jy moet beplan om 'n sambreel saam met jou te vat vandag en of jy dalk jou buitemuurse aktiwiteite moet uitstel vandag. En planne maak kan jou ook baie tyd spaar, veral in hierdie lewe waarin ons so gejaagd is. Want jy weet ons dan klaar hoe baie van die goed gedoen moet word. Nou hier in die 3 verse in Spreuke wat ons gelees het, lyk dit ook of die skrywer dan ten gunste van planne is. Planne maak of beplanning. Want as jy na vers 16 vers 3 kyk, dan skryf hy daar: laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal hy jou voornemens geluk. Dis amper so 'n lekker versie wat in mense in die begin van die jaar vir jou kan daar sit. 'n Goeie spreker so om die jaar te kan begin. Maar julle weet ons almal van ons, nog voordat die Kersete klaar is en jy die oorige kos op die 26ste geëet het, dan begin jy met jou planne vir die volgende jaar. En gewoonlik noem ons hierdie planne nuwejaarsvoornemens. En heeltyd bo aan die lys is dit mos almal wil op dieet gaan. Te veel geëet die Kersseisoen. Party wil slegte gewoontes prysgee in die nuwe jaar wat kom. Meer behulpsaam wees of meer hulp aan ander mense gee. Ensovoorts. Maar ons weet ook uit ondervinding uit dat die meeste van ons gee hierdie goed op voordat Januarie nog ewen verby is. En baie van ons maak dit dan tot so ver as die einde van Maart. Maar dan lê hierdie gym lidmaatskap van jou maar net weer so stil so wat vir hierdie jaar gelê het. En hierdie gebeure is nie God se wil wat seëvier in ons lewens nie. Dis nou maar menslike swakhede en almal van ons sukkel mos nou maar daarmee. As jy die Bybel kyk van voor tot agter, is dit vol van mense wat planne gemaak het. Planne wat hulle gemaak het wat geslaag het, planne wat hulle gemaak het wat glad nie geslaag het nie. En planne wat hulle gemaak het en wat God ingegryp het en hierdie planne verander het en hoe wonderlik dit uitgewerk het. Jy kan sommer heel in die begin kyk na Adam en Eva. En hoe hierdie twee in hierdie tuin moes geleef het. Geen probleme, geen tekortkominge. Niks wat hulle pla nie. Elke dag wandel jy met die Skepper van die hemel en aarde. En wat se planne hulle dalk mag gehad het vir hulle toekoms. Ons weet almal hoe daai planne lelik skeef geloop het. Dink maar aan Job. Job was 'n baie ryk ou. Hoe hy planne moes gemaak het vir sy besighede en vir sy vee en vir sy kinders. Miskien al hulle troues gewerk het, gedink het aan hulle toekoms. En weer eens weet ons hoe daai planne ook verkeerd geloop het. Maar hoe God ingegryp het en hoe wonderlik daai planne op die einde vir Job uitgewerk het. Dink maar aan nou Jona. God sê vir Jona gaan na Ninive toe en gaan vertel vir die mense daar van my. En Jona dink vir homself, nee, God se planne gaan nie werk nie. Ek skiet sommer hier af Tarsus toe. Heeltemal teenoorgestelde rigting as wat God vir hom stuur. Ons weet almal hoe daai plan uitgewerk het. God se planne in Jonas tyd. Jona draai om en doen wat God vra. En die hele stad word gered.
wat God se plan was. Of wat van in die Nuwe Testament van Paulus? Paulus se planne om hierdie hele Christendom van die planeet af te vee. Oral oor hulle vervolg, dronke gegooi en probeer doodmaak. En toe loop hy om in Jesus Christus vas. En ons weet almal hoe Paulus se planne verander het. En hoe daai planne van God in Paulus se lewe heeltemal 'n ander wending. Na een van die grootste leraars wat ons het in die Nuwe Testament, na Christus. En so kan jy opnoem. Jy sal by jouself baie voorbeelde kan kry van mense in die Ou en die Nuwe Testament. Die mooiste vir my is seker Josef en Maria. Baie keer as ek daarin lees, dan dink ek vir myself, jy kan nie regtig vir jouself indink die tweeetjies nie. Verloof, besig om hulle Maria se kant seker nou trourok uit te kies en whatever. En Josef het daai tyd het hulle mos vir 'n week lank troue gehou. En Josef moet seker gedink het of daar nog genoeg wyn gaan wees as hulle nou eendag tot trou kom. En ewe skielik val hierdie plannetjies plat, want Maria verwag 'n kind sonder dat sy by enige man geslaap het. En Josef en Maria moet albei nou na hierdie planne van God moet vooruit buig. En die wonderlike van alles is, ten spyte van waar hulle nie geweet het waar, hoekom, wat, stem hulle in met God se planne. En vandag sit ek en jy hier as gevolg van daai planne. Christus Jesus kom aarde toe, kom verlos elkeen van ons van die ewige sonde. Maar ons weet ook wel al te goed, dat dit maak nie saak hoe goed jy beplan nie. Jy kan nie vir alle gebeurlikhede in jou lewe beplan nie, want net soos jy dink, al jou plannetjies is nou net reg, en sleep jy ietsie op die kant is, van die kant af in en al jou planne val uit mekaar uit. Miskien moet dit dan vir ons 'n daaglikse herinnering wees, dat wanneer ons so planne beraam vir ons nabye toekoms en verder toekoms in, dat dit glad nie verkeerd is om hierdie beplanning te doen nie. Maar net in gedagte hou dat God dalk sal mag skaaf, of sal wil skaaf aan jou planne. En as ons dan vir onsself so sê, ons soek God se invloed in ons lewens, sal dit dan baie dwaas van ons wees om te dink dat ons plannetjies wat ons beraam altyd kan slaag. Want dan kan ons maar weet, alhoewel ons hoe goed en hoe mooi beplan, as dit nie die regte plan is in God se planne en se toekoms wat hy vir ons het nie, sal dit moet verander. Sal jy moet bereid wees om die knie te buig, om te verander wat God wil verander. Al weet jy nie hoekom, waarom, al het jy geen klou hoekom hierdie planne van jou wat jy so mooi aangewerk het, nou ewe skielik platval nie. Moet ons vasklou aan God. Want as ons daagliks bid, dat God se wil op aarde geskied, dan moet jy mos besef dat God van tyd tot tyd, soos hy goed dink, jou plannetjies gaan verander. En nie omdat hy hierdie snaakse oues wat net as prins jou planne wil verander nie, maar omdat hy jou so innig liefhet. En omdat hy weet dat hierdie planne wat jy maak, van hulle sal moet verander. Want dit gaan nie vir jou reg uitwerk nie. Dis nie vir wat hy vir jou toekoms beplan het nie. As jy dan so vinnig na vers 3 in hoofstuk 16 kyk, dan lyk dit amper asof jy skrywer daar skryf, dat as ons tot God bid wanneer ons planne maak, dan sal ons kry wat ons bid. Maar dis nie wat daar staan nie. Wat daar staan sê, ons moet ons planne en ons wil aan God bekend maak, aan God opdra deur gebed, en hierdie selfde planne voor hom kom sit, aan hom oorlaat. Dan gee ek my planne wat ek vir die toekoms maak, vir my familie, vir my gesin, aan God, want hy weet wat die beste vir my is. En om hom te vertrou met hierdie planne, wat hy dalk aan mag sal skaaf.
Al moet ek dan nou beheer verloor oor my plannetjies. Dis amper om te sien dat 'n klein seentjie wat 'n nuwe speling het en die ding is in 5-6 stukke en hy weet nie hoe die speling in mekaar sit nie. Maar hy vat dit na sy oupa toe want hy weet sy oupa het al van tevore baie van hierdie speelgoed in mekaar gesit en hy weet hoe die eindproduk moet lyk. Vat dit na sy oupa toe want sy oupa weet wat die einde moet wees. Hy sal dit vir hom regmaak. En dit beteken dan ook om al jou twyfel en jou planne wat jy so maak na God te bring. Maar sonder om jou eie verantwoordelikheid te verwaarloos. Dis altyd so snaaks hoe ons plannetjies na God te bring in ons laaste dae en dan sit ons nou maar en wag. Ons het ook verantwoordelikhede om te doen. Maar ons weet ook in die praktyk is dit baie moeilik om hierdie planne wat ons so beraam te verander of te laat gaan. Juist omdat God dit van ons vra, want dit beteken dat ek nie meer in beheer is van my eie planne nie. Maar dit is waar geloof inkom. Geloof in God. Geloof dat ek nie weet wat aangaan met hierdie planne nie, of wat God vir my beplan nie, maar dat ek hom vertrou met alles in my. Ek weet nie of jy al ook soos ek van God gevra het vir leiding in jou eie lewe en jou dade wat jy doen nie. En dan sê God vir jou, ek het vir jou 'n brein gegee, gebruik dit. Of hy sê vir jou, daar's baie verstandige mense in jou familie, of in jou gesin, of by die kerk. Vra hulle vir hulp en leiding. Of dan weer ander tye, dan probeer jy so hard om te doen wat God wil, en wat God van jou vra. En dan as jy rukkie terugkyk, dan sien jy dat God wel daar by jou was, die hele tyd. Hy het jou so liggies gestoot, tot op die regte plek, op die regte pad, die regte beplanning. Dit is baie hard om altyd reg te beplan vir ons toekoms. En dit is tog maar net wanneer ons planne met God se ooreenstem, dat dit sal uitwerk. En omdat ons nie weet altyd wat God se planne vir ons is dit so belangrik dat ons elke dag met God in gebed moet wees, met God praat, God bid. En dit is iets ook wat ek baie keer nie verstaan hoe mense doen nie. Ons praat met mekaar normaalweg. Ons praat met ons pa, ons praat met ons ma, as jy nog geseënd is om hulle in jou lewe te hê. Ons praat met ons kinders, ons praat met almal in die straat. Maar as dit kom by God wat alles van jou klaar weet, dan het ons hierdie rympies of ons het hierdie vooropgestelde manier om met hom te praat. In plaas van net, maak jou hart oop voor God. Hy weet in elk geval wat daar plaasvind. Moet ek trou? Is hy of sy die regte een vir my? Watter college of universiteit moet ek na toe gaan? Is hierdie dalk die regte skool vir my kind? Watter loopbaan is dalk die regte een vir my? Is hierdie die regte werk vir my? Moet ek vroeër op pensioen gaan of moet ek maar voltyds bly? Moet ek huis huur of huis koop? Watter kerk is die regte kerk vir my? Moet ek in Suid-Afrika bly of moet ek oorsee gaan? Is my motor nog oukei of moet ek maar hierdie jaar kyk of om my nuwe een te koop? Gaan my finansies oukei wees hierdie jaar? Gaan my gesondheid hou? Gaan my besigheid oukei wees? En aan met planne maak, dit hou net nooit op nie. Maar moenie vanoggend ophou planne maak nie. Of ophou beplan vir hierdie jaar wat voor lê nie. Dis goed om planne te maak. Maar in daai planne, kom lê dit voor God. Vra vir God om jou te help terwyl jy beplan. En wees oop dat hy dalk veranderings in jou planne kan doen. En in ons planne wat ons maak, is daar een ding wat klokhelder deurskyn. God
gee om vir ons. Hy sorg vir ons. Hy het ons lief, inniglik lief. Hy het hom sy seun gegee vir elkeen van ons, sodat ons kan lewe, net die beste vir jou en vir my. Hy weet wat die beste is vir ons, en hy wil dat ons planne slaag. En dit dan antwoord vanoggend soveel van ons vrae. Het gee rigting aan soveel van ons drome. Het gee leiding in soveel van die tye wat ons hopeloos en moedeloos sit. En dan kan jy in 2026 met die verwagting instap dat dit 'n goeie jaar gaan wees, 'n voorspoedige jaar. Want jy het 'n skat, 'n uitkyk, 'n ingesteldheid wat niemand van jou af kan wegvat nie. En dan kan jy in hierdie jaar wat voor lê, hierdie woorde uitleef. Bly in my, want ek is in julle. Amen. Ons slotgebed en ons slotsang is lied 266. Ons staan vir dit en dan doen ons die seën en die amen daarna. Mag die liefde van die Here Jesus Christus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vrede van die Here elkeen van ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen. Net so een of twee afkondigings verjaarsdae. Ek weet nie of ek enig een van hierdie wat hier is op die lys. Quentin Middleton, Ben Finney, Chantal Middleton en Eric Siep. Enig een, ek dink ek het een van hulle hier gesien nie. Ek het ook geen besoekers gesien nie. Ek het een misgekyk. Is hier 'n besoeker vandag? Jaap het ons verlede Sondag uitgesort. Hy was verlede Sondag ook nie.
Okay, so dan sit die cheaper aan hierdie. Die skool. Skool is hierdie week aan die gang. Sterkte aan al die kinders. Sterkte aan al die onderwysers en onderwyseresse vir die nuwe jaar wat voorlê. Julle lyk my gaan dit nodig hê. En die ma's en pa's seker baie bly dat dit nou is. Ons het nie enige ander afkondigings op hier. Is daar enige iemand van julle wat enigiets anders? Niks. Ja, ons het verlede Sondag ook afgekondig die almanakke. Dis sulke blouetjies. Hulle is daar op die tafel vir die jaar wat voor lê. Alles is daarop. Kry vir julle daar die harde kopie. Hy is nog in die moederskamer aan die agterkant ook as hulle uithardloop. So daar is. Kry vir julle dat julle weet wat aangaan vir die res van die jaar. Dankie, Paul.